Jesus se wierook. Ons lees 2 Korintiërs 2 vers 5 tot 17. Die geur van wierook is vasgevang in my geheue vir altyd. 'n Onthou-geur wat my gedagtes terugneem na 'n besoek aan Durban se Oosterse mark in my kinderdae. So 'n Oosterse mark is 'n wonderwêreld van speserye en kruie, van rye en rye bont stalletjies met kleurvolle fyn materiale en eksotiese vrugte en oorgretige verkoopsmanne met 'n ongekende oorredingsvermoë. En dan natuurlik daai geur van wierook wat swaar in die lug hang. Maar nie almal is ewe gek na wierook nie. Baie mense kan die reuk daarvan nie verdra nie. Vir sommige mense gee dit hooikoors of asma en dit voel asof hulle wil doodgaan van daai einste nostalgiese geur. En dit is presies waarvan Paulus hier praat as hy in 2 Korintiërs 2 vers 15 skryf dat gelowiges soos wierook is. Ons versprei die geur van Christus wanneer ons geloof brandend is. Vir sommige mense is daai geur iets wat hulle laat verlang om ook deel te wees van die kerk van Jesus. Maar ongelukkig is daai selfde geur vir ander mense weer 'n walglike doodsreuk. Dit is die mense wat maar al te deeglik besef dat Jesus die enigste weg is, maar met sulke beselagtighede soos geloof wil hulle self nie eers ophou nie. Die ewige dood is hulle voorland. Maar die prys om te betaal vir verlossing is net eenvoudig te groot. Die geur van Christus spel vir hulle dood. Maar nou loop ek eintlik vandag se skrifgedeelte vooruit. Die hele aanloop tot die wierook storie het begin by sekere gemeentelede in Korinte wat vir Paulus en die ander gemeentelede baie droefheid veroorsaak het. Moeilikheidmakers wat die lewe vir almal versuur het. Die probleem is, hoe hanteer jy sulke korrelkoppe? Met groot liefde. Natuurlik kan jy dit nie sommer maar net sy gang laat gaan nie. Die pitsweer moet uit die weg geruim word, anders gaan dit die ganse gemeente verteer. Die probleem moet uitgestryk word met die persoon, maar dan is die groot geheim dat jy hom vergewe en daarvan vergeet. Jy durf dit nie nog vir die volgende paar jaar teen hom hou nie. Paulus was bitter seer gemaak deur hierdie situasie, so kan ons aflei. Maar hy het die persoon of persone alreeds vergewe. En nou vra hy die gemeente om presies dieselfde te doen. Maar dis nie net om te vergewe nie, daai persoon moet met hartlikheid weer in die gemeente opgeneem word. Vergewe en bemoedig, pleit Paulus, en bewys liefde aan hom, vers 7 en 8. Om kwaad te bly vir die man sou beteken dat jy eintlik die planne van die duiwel uitvoer, en dit wil geen gelowige doen nie. Wat Paulus aan die Korintiërs skryf, geld natuurlik presies net so vir ons vandag. Ek het al te dikwels gesien dat die gemeente vir 'n persoon kwaad bly en hom net eenvoudig nie wil vergewe nie. Of nog erger, nog nalat om die saak met hom uit te klaar. Miskien is die leiers te bang vir konfrontasie en om met hom te praat. Ek is self daar skuldig, want ek kan konfrontasie net eenvoudig nie hanteer nie. Dis een van my swakhede. Uiteindelik sneeubal die ding dan, sodat die gemeente in 2 verdeel word.
As dit eers so ver gegaan het, is dit bitter moeilik om die situasie te ontlont. Aan die ander kant het ek ook die resultate gesien van 'n sweer wat oopgesteek en uitgepraat word. 'n Moeilikheidmaker het gewoonlik 'n baie sterk persoonlikheid en as hy in liefde weer in die gemeente ingetrek word, kan hy met onskatbare waarde vir die gemeente wees. Kry hom dus eerder aan jou kant as teen jou. As hierdie soort dinge eers in 'n gemeente begin gebeur, is die hegte bande van liefde wat die gemeente aan mekaar bind, word sigbaar buite die gemeente. Dan is jy besig om die heerlike geur van Jesus te versprei. Iemand vertel my van 'n moslimvrou wat tydens 'n uitreik in Jordanië na haar toe gekom het. Die vrou het die opmerking gemaak dat hierdie Christen uitreikgroepe almal so verfrissend anders is. Hulle liefde vir mekaar is so opmerklik. Sondagoggende na die erediens staan die lidmate van ons gemeente verlang nog in gesels en koffie drink. Dikwels moet jy sukkel om hulle weg te kry. Waarom? Omdat die geur van liefde en eenheid versprei word. Dikwels is hier besoekers van elders en dan kuier hulle heerlik saam en hulle voel sommer dadelik deel van die gesin. Dit is die soort wierook waarvan Paulus skryf. Ek wil vanoggend vir jou vra, hoe welkom voel mense by jou gemeente? Mense het al dikwels vir my gesê dat hulle nie lekker kuier by hulle eie kerk nie. Hoe kry jy dit reg om mense as 'n gesin saam te laat kuier en so die gemeenskap van die heiliges te laat beoefen? Bid saam met 'n paar vriende oor die saak. Neem dan 'n besluit om een Sondagoggend net te staan en lekker gesels. Trek ander van buite in deur julle hartlikheid en weldra sal julle sommer 'n heerlike groep wees wat hulle liefde met mekaar deel en so die wierook van Jesus versprei. Amen. Kom ons bid saam. Here, ek wil graag u liefde versprei aan almal waarmee ek in aanraking kom. Amen.